Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. So, ek weet nie of julle al ooit gewonder het, wat sal jou laaste woorde wees? Sê nou jy lê op jou sterfbed en jou familie is hier rondom jou, wat is die laaste ding wat jy sal sê? As mens preek skryf, mens raak nogals weird. Ek het gaan Google wat is soos bekende last words van bekende mense. Ek het nie geweet of hulle dit ooit opgeneem het nie, maar ek was geïnteresseerd, so toe gaan ek al kry ek 'n paar websites en toe kry ek nogals 'n nice een wat 'n paar bekende ouens se name gee wat letterlik hulle laaste woorde neergeskryf het. En dis nogals interessant en ek wil baie graag dit met julle deel. So ek dink ons gaan dit hier opgooi vir julle. So dis 'n paar ouens, van hierdie ouens, hier's twee ouens wat ek nie eintlik ken nie, maar ek het net gedink is nice laaste woorde. So die een ou Leonardo da Vinci wat ek dink ons almal ken, hy het gesê dit was sy laaste woorde. I have offended God and mankind because my work did not reach the quality it should have. Ek meen dit is Leonardo da Vinci. Hierdie ou het hy het paintings, verfstukke wat hang in wat biljoen werd is. En dit is wat hy oor sy kunswerk op sy sterfbed gesê het, sy laaste woorde. Dan is daar ou met hom Buddy Rich. Dalk is hy bekend vir ouens wat bietjie ouer as ek is, maar hulle gee 'n bietjie konteks. Hulle sê Drummer Rich died after surgery in 1987. As he was being prepped for surgery, a nurse asked him, dis wat sy vra, is there anything you can't take? En toe sê hy, yeah, country music. Ek weet nie of dit Amerikaans sê yeah of yeah, is yeah, country music. En dit was sy laaste woorde gewees. Winston Churchill het gesê, nou sy laaste woorde is op sy sterfbed, I am bored with it all. En dan 'n ou wat ek ken, sy naam is Joseph Roth. Sy laaste woorde is dictionary. Nou, hy sit hier met sy familie, hulle almal is rondom en hy sê dictionary. En blykbaar was hy baie in letterkunde en geskryf en goeie, so dis was sy laaste woorde gewees. So hierdie is 'n paar goed, daar's baie, maar hierdie is wat ek uit gaan kry het en vanoggend wil ek vir ons na ook 'n famous last words wys. En dit is Jakob se famous last words. So nie net enige Jakob, hierdie is Josef se pa Jakob. So dis nou Jakob met die 12 broers, die Jakob wat ons na verlang. Ek weet nie hoeveel maande ons in die reeks al is nie, maar ons is daar met hierdie Jakob besig. En ons gaan vandag se preek is basies waar ons gaan kyk na sy famous last words. En dit is nie so kort soos hierdie ander ouens nie. Dis nie dictionary nie. Dis soos 2 hoofstukke van famous last words net voordat hy gesterf het. So julle sal sien ons Poen weet ek was verlede week ook in hoofstuk 47, maar hoofstuk 47 vers 27 tot 31 het gee vir ons opsommend wat in ons teksgedeelte. In vers 27 sien ons dat Jakob sy seuns saam met Josef in Egipte, hulle het gesettle. So die teks noem hulle het selfs eiendom gekoop, hulle het vermoeg, so hulle het obviously getrou en kinders gekry. En ek dink na 17 jaar het hulle nogals gemaklik geraak. Ek meen Josef is soos omtrent die koning in Egipte. So sy broers natuurlik doen baie goed, want sy broer en Josef is daar in beheer en hulle is besig om te settle en ons sien hulle was 17 jaar daar gewees en na 17 jaar toe is Jakob op sy einde, toe sy op sy laaste. En soos wat hy op sy sterfbed is, het hy vir Josef ingeroep om mee te praat. En dit is asof die hoofstuk 47, dis asof na al die narratiewe, die hele storie van Josef wat ons al gekyk het, dis asof hulle daar afsluit. And they settled in Egypt and they lived happily ever after. Maar dan in hoofstuk 28 tot 29, dis asof dit 48 tot 49, jammer, dan is dit asof hulle in double-click se blou stukkie wat jy kan sê vir jou meer van het. En hulle gaan in die gesprek wat Jakob met Josef en sy broers gehad het. En dit is wat ons gedeelte dan doen. Dit fokus spesifiek. Wat het gebeur daar toe Jakob met Josef, sy seuns en met sy ander seuns gepraat het?
En dis dan ons twee teksgedeelte en ons gaan dit in 2 dele opdeel, net in 2 dele. Ons gaan Jakob se famous last words spesifiek aan Josef en Josef se 2 seuns, Manasse en dis sy 2 seuns. So dis die hele eerste hoofstuk 48 hanteer dit. En dan die tweede gedeelte van sy famous last words is Jakob se famous last words aan Josef en sy broers. En ons gaan spesifiek daarna kyk en dan is in hoofstuk 49. So dis lang teksgedeelte, so ek gaan vinnig vir ons deur dit draf, dat ons kan verstaan wat hier aangaan en dan gaan ons 'n bietjie verder praat oor spesifiek hoe dit by Jesus uitkom en wat dit dan vir ons beteken. So kom ons kyk eerstens na hoofstuk 48. Ons sien daar dat Jakob hy praat spesifiek daar met Josef en Josef se seuns. Dis wat ons daar sien. Josef het gehoor dat sy pa is baie siek. Hulle het natuurlik vir Josef hoor jou pa gaan dit nie maak nie. Jou pa is op sy einde. Jy beter kom. So Josef gryp toe sy 2 seuns Manasse en Efraim en hulle gaan toe na Jakob toe. Die teks sê dan vir ons oor Jakob toe hulle daar aankom. Hulle sê hulle noem hom Israel, maar dis Jakob. So hulle sê Israel rallied his strength and sat up on his bed. Nou onthou Jakob is dodelik siek. Jakob is uit. Hy is op sy sterfbed en hy kry sy laag om te kan regop sit. So dit gee vir ons 'n tipe van 'n verwagting dat hierdie gesprek wat nou gaan gebeur is baie belangrik. Dis vir Jakob verskriklik belangrik. So daar's 'n groot intensiteit van wat die gesprek nou gaan wees vir hom om te moet regop sit. Hy bly nie lê nie, maar hy sit regop. En dan die hele gesprek wat Jakob met Josef het, ons sien een ding hierso. Jakob herinner Josef spesifiek aan God se beloftes. Gesprek gaan. Hy herinner hom aan God se beloftes en hy wil vir Josef verseker en verduidelik dat dit gaan aangaan. Dit stop nie nou by Jakob wat doodgaan nie. Maar hierdie beloftes van God is besig om dit gaan voortgaan. Met ander woorde, Jakob herinner Josef dat God is besig met hierdie een groot narratief, met hierdie een groot storie. In Engels ek baie besig is en God is besig om hierdie te skryf. En hierdie narratief gaan spesifiek oor God se beloftes aan sy mense en aan hoe hy dit vervul. Dit is waar die storie gaan. Dis nie 'n storie wat jy 'n punt het nie. Daar's 'n punt aan hierdie storie. Dit gaan oor God se beloftes wat aan sy mense maak en hoe hy hierdie beloftes gaan nakom en vervul. Wat tot nou toe met alles wat ons gesien het, daar het baie al gebeur in hierdie verhaal van Josef, die laaste klomp weke. Ons het daar's baie mikrostories. Ek meen ons het al baie gesien. Ons het gesien hoe Josef voorgetrek was. Hy het hierdie nice gekleurde kleed wat hy baie trots op was. Ons sien hoe sy broers jaloers hom in 'n gat gegooi het en uiteindelik het sy broers hom verkoop in slawerny. Dis baie erg, né? Hulle verkoop hom in slawerny. Hulle vat hom Egipte toe. Josef gaan deur baie erge goeters. Dis asof hy in 'n beter plek kom en dan kom hy in die moeilikheid, dan val hy terug. Hy's in die tronk en uiteindelik het God hom uit dit uitgekry en hy beland in 'n magsposisie. Ons het ook gesien die droogte, groot droogte en hoe uiteindelik na baie jare het Josef se broers gaan kos soek in Egipte. Daar kry hulle vir Josef en uiteindelik herstel hulle verhouding en hulle trek Egipte toe en gaan bly daar met Jakob en Benjamin in die klomp. So ons het al baie mikrostories gesien, maar dis asof op Jakob se sterfbed, dis asof hy perspektief kry. Dis asof hy uit hierdie mikrostories uitbeweeg. Hy kyk terug en hy besef daar's 'n groter storie aan die gang. Daar's 'n groter narratief aan die gang. Dis asof hy besef God is besig met iets groot deur al hierdie mikronarratiewe, deur al hierdie mikrostories. Dit laat my dink ons het die vakansie nou, ons by my suster hulle bietjie gekyk, toe my suster se fotoalbums uitgehaal en toe sien ek my pa in sy 20's wat gras sny en ek kon nie glo nie, maar hy's so op die grassnyer en my pa is 'n ernstige ou. Hy lyk asof hy 'n komediant was en so en jy kon nie help soos wat jy aanblaai om te sien hoe die tyd aanbeweeg het en die storie en my pa is nou al in sy 60's. En ewe skielik kry mens perspektief. Jesus, as mens 20 is, mens het geen idee wat vir jou kom nie. Jy het geen idee wat vir jou wag nie. En dan kyk jy terug as jy in jou 60's is. Wel ek nie, maar ek kan sien met my pa hulle en dis amper 'n tipe oomblik wat Jakob gehad het, behalwe dat hy God se storie gesien het. So, eerstens Jakob herinner Josef aan hierdie storie.
aan hierdie beloftes van God en hoe hy besig is om dit te vervul. Lees saam met my daar in vers 3 tot 4. Ek wil dit graag vir julle wys. Hy sê, Jacob said to Joseph, God Almighty appeared to me at Luz, in the land of Canaan. And there he blessed me and said to me, I am going to make you fruitful and increase your numbers. I will make you a community of peoples and I will give this land as an everlasting possession to your descendants after you. Nou die twee beloftes waaraan Jakob Josef herinner is dat God eerstens hy gaan hulle vrugbaar maak en hulle sal vermeerder, so hulle sal getalle kry, hulle sal groter raak. Jy kan nie 'n nasie wees net met Abraham is nie 'n nasie nie. Isak is nie 'n nasie op sy eie nie, Jakob en sy broers is selfs nie 'n nasie nie. Maar hy beloof hulle sal 'n nasie word, hulle gaan groter word. Hulle gaan meer word. So hy herinner vir Josef daaraan en dan tweedens hulle van God. God beloof dat hy vir hulle everlasting possession van land gaan gee. En hy herinner Josef dat daai is God se narratief. Dit is die belofte van vervuldiging en die belofte van 'n plek. Ek meen jy het 'n plek nodig om in te bly as jy so groot nasie is. So hy beloof hulle land. En Jakob maak dit baie duidelik aan Josef dat hierdie is dis nie 'n mensgemaakte storie nie. Hierdie is nie net nog 'n verhaal wat net mense opgemaak het en 'n storie wat mense geskryf het nie. Dit kom spesifiek van God af. Want hy sê God Almighty appeared to me at least, and there he blessed me and said to me. Hier is iets van God en dit is nie van mense. En dit het ook nie met Jakob begin nie. Hierdie is baie interessant. Kyk saam met my, ek wil dit vir julle wys. Genesis 1 en hierdie is in die skepping. Dis net nadat God alles geskep het en die mens geskep het. In Genesis 1 vers 28. En dit sê die volgende. And God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it. So land. Hierdie is in Genesis 1, heel in die begin. Sien, hierdie seën van vermeerdering en land, dit kom al van die skepping af. Dis nie 'n nuwe storie wat Jakob hier opmaak of wat Abraham opgemaak het of Isak nie. Dis iets wat van die begin af kom. Waarvan Jakob hy en sy familie is asof hulle 'n kort gedeelte van hierdie narratief is. Hulle is 'n kort scene. En Jakob herinner nou vir Josef dat hy moet onthou, hy en sy kinders, hulle is ook deel van hierdie narratief. Hulle vorm ook deel van hierdie storie. Belangrik is, want ek dink nogals op hierdie stadium gaan dit goed in Egipte. Ek meen daar's kos, hulle koop eiendom. Ek meen as jy eiendom koop beteken dit jy gaan settle. Ja, dis hoekom is tot 'n mate ook eiendom koop is jy wil settle. Jy wil jou familie, jou kinders hierso kry, jy wil vermenigvuldig hierso. Ja, dit lyk amper asof Egipte moontlik die vervulling van hierdie beloftes is. Asof dit die klimaks van God se narratief is aan hulle. Maar dis asof hier vir Josef sê, Jakob moenie te gemaklik hier raak nie. Want hierdie is nie God se plan nie. Hierdie is die eindbestemming. Ja, dit is nogals 'n nice tyd vir hulle. Hulle was nogals deur baie swaar kry en uiteindelik kan hulle 'n bietjie asem skep. Maar dis al wat dit is. Skep tyd vir sy mense. Maar hierdie is nie die uitbestemming van God. Hierdie is nie die vervulling van God se beloftes nie. Dis maar net 'n skaduwee van die beter belofte wat op pad is van vermenigvuldiging. Hulle is nog ver nie daarby nie. Hulle is nog ver nie by die klimaks van hierdie storie nie. Jakob maak dit daarom ook duidelik aan Josef dat die beloftes van God dit stop nie met Jakob nie. Dit eindig nie hier nie. Mense amper sê hier gaan dit nou Jakob, ons is in Egipte, dit gaan goed hierso, dis moontlik nou die einde van die narratief. Dit stop nie met Jakob nie. Jakob se dood is nie die einde van God se narratief nie. Dit gaan nog lank aangaan. En dit is dan waar Jakob volgende Josef se seuns, Efraim se seun, deur hierdie belofte van God aan hulle oor te dra, aan die volgende generasie. So eerstens wat hy doen is, hy bring Jakob in sy generational line in. Hy bring hulle in sy lyn in. Onthou, Josef was vir lank weg gewees. Josef het moontlik bietjie meer Egipties geraak as wat 'n Jood was. Hy het moontlik, daai ver wat hulle op die oë het en die goeters op sy kop. Eintlik al 'n familie begin in Egipte. Hy was vir baie lank weg uit die gemeenskap van sy broers en sy pa. En dis asof Jakob nou in vers 5 sê, en dis wat hy sê in vers 5, your 2 sons born to you in Egypt, before I came to you here, be reckoned as mine. Hy bring hulle terug in sy familie. En dan tweedens, volgens vers 9 het Jakob hulle fisies geseën.
Hy sê daar in vers 9, bring them to me them. En hierdie is al 'n oomblik. Ek meen dink aan oupa, hier's dalk 'n paar oupas se oumas, dink aan jou kleinkinders wat op jou skoot sit en ja, dis 'n baie spesiale oomblik hierdie. Vers 10 sê, now Israel's eyes were failing because of age and he could hardly see. So Joseph brought his sons close to him and his father kissed them and embraced them. So hulle is op sy skoot, hy druk hulle, hy's lief vir hulle, hy hou hulle vas. En Josef kniel toe voor sy pa, neem sy twee seuns byderhand sodat Jakob hulle kan seën. So wat Jakob te doen is hy sit sy hande op die twee seuns se koppe. Jy het net soos wat al met sy seuns en soos wat Isak met sy seuns gedoen het, jy weet, maar wat interessant is hierso is, soos wat hy sy hande op hulle koppe sit, hy kry sy hande. Hy kry sy hande, en hy sit sy regterhand op Efraim se kop en sy linkerhand op Manasse se kop. En hierdie is merkwaardig want Manasse is die ouer seun, Efraim is die jonger seun. En die ouer seun was die een wat altyd die beter kant van die seun gekry het. Jy weet, en wat hy doen is hy ruil dit om. Hy ruil dit om. En is nie die eerste keer wat dit gebeur nie. Dit het ook met Jakob self gebeur. Hy was die jonger broer gewees. En Josef, as jy lees, is eintlik nogal snaaks. Hy sê nee, pa's verkeerd. Pa kan nie sien nie. Pa hierso, dis so om en hy sê toe vir Josef, ek weet wat ek doen. Ek weet presies wat ek doen. So hier's 'n baie belangrike opset wat ek net vinnig wil maak. Ons dink soms God gebruik net die sterkstes vir sy narratief, om sy beloftes te vervul. Die beter is, ons moet eers uitgesorteer wees. Ons moet nie onsself op 'n sekere plek voordat God ons kan gebruik. Wat is hier is dat God gebruik eintlik gereeld die swakkes. Hy gebruik gereeld die een wat die verwagting op die minste is om enigiets groot te bereik. God gebruik gereeld swak as die hoofkarakters in sy narratief waar hy sy beloftes vervul. En dit is 'n interessante observasie om hier te maak oor God se hart, wie hy is en wat hy doen. So, Jakob nou sy Josef se seuns geseën het, dis klaar. Toe vra hy vir Josef, hoor jy gaan roep jou broers. Ek wil met jou broers ook praat. So hulle is buite dat Jakob hulle inroep en hulle kom in en dis 'n klomp broers, nee, ek meen met gesluit is daar 13 broers. So hier's 'n klomp mans, broers wat nou in die kamer staan met hulle pa. En hy wil met hulle praat. En ons gaan daarom nou die hoofstuk 49 kyk, gaan ons spesifiek kyk na sy famous last words nou aan Josef en sy broers. So hy's nou klaar met Josef en sy seuns, hy gaan nou praat met Josef en sy broers. So kyk vir my saam met my daar in hoofstuk 49. Vers 1 sê die volgende. Then Jacob's sons and he said, gather around so I can tell you what will happen to you in the days to come. Okay, so Jakob gaan dan aan om elke tipe, is asof hy profesie oor elke broer uitspreek, oor hoe hulle lewe gaan uitspeel. En interessant, as mens spring na vers 28 toe, dan sien ons eintlik dis 'n vorm van seën. Hy noem dit spesifiek 'n seën. Dit sê, and this is what their father said to them when he blessed them, giving each thing appropriate to him. En dan, wat ons sien is hy begin spesifiek by die ouer broer, en dan werk hom so deur tot by die jonger broer. En julle gaan sien, ek het die eerste keer leer, dus ek sê, wat op aarde gaan nie aan? Soos, wat moet mense hier uitkry? So, ek wil net vinnig vir ons deur elke broer draf. Net vinnig, dat ons net verstaan en sien wat by elke broer hier gebeur, want dit is nogals belangrik. So, eerstens Ruben, dit is nou Jakob se eersgeborene. Hy word beskryf as wat krag het. Want hy is sy eerste seun. Hy is sy pa se trots, sy eerste, sy oudste. Maar Jakob beskryf hom asof hy half ruggraatloos is. Hy noem hom, hy is turbulent like the waters. Hy is iemand weerwieg. Hy maak nie 'n standpunt nie. Hy staan nie vas nie. Hy gaan maar soos goed. En ons het dit gesien ook met Josef toe hy in die put gegooi was, hoe hy nie opgestaan het en vir sy broers gesê het hierdie is nie reg nie. Daarom gaan hy stagneer. Hy is asof hy gaan net nie kan vorentoe beweeg. Hy gaan jou average ou wees. Simeon en Levi word beskryf as hierdie fighters. Hierdie is nou jou ouens wat jy wil, as jy in 'n fight is, dan wil jy hulle by jou hê.
Hierdie fighters, maar hierdie is nie die ouens wat jy na toe wil gaan as jy 'n counselling probleem het of 'n issue het in jou huwelik of jy het hierdie ouens gaan jou niks help nie. So bly weg, maar as daar fighters ergens, dis die ouens wat jy wil kry, dis die ouens wat by jou wil hê. Hulle gaan so geskatter wees oral. So hulle is daar oral besig om fights te maak en goeters. So, verbeel jy Simeon en Levi, dis nogals nie 'n lekker ding om te hoor nie, maar dis wie hulle is. Dan praat hy oor Juda en dis nogals 'n belangrike beskrywing hier, want Juda word beskryf as hierdie een met autoriteit. Hy het hierdie mag, hy het hierdie krag. Hy beskryf hoe hy sal die nasies met sy greep op hulle nek afhou. Hy word ook beskryf as hierdie een met koningskappe. Hy's hierdie een met koninklike eienskappe en hulle beskryf hom as 'n leeu. En dis Juda en onthou vir Juda, want dis nog 'n belangrike persoon om te onthou as mens vorentoe dink aan hoe hierdie beloftes van God uitspeel. Zebulun, hy is die broer wat see toe gaan. Hy love die see, hy wil vis vang, hy is jou tipiese Weskusklong as jy in Suid-Afrika was. Hy wil daar by die kus wees in Lammersbaai en in die bote en die goeters. Dis hy hou van die see. Issachar, hy word vergelyk met 'n donkie. Ek weet daar's 'n gesegde wat sê donkies is dom of so dom soos 'n donkie, maar eintlik donkies was beskryf as iets wat dis hard werk. Donkies was letterlik die hardwerkendste dier in daai tyd wat gebruik was vir werk. So Issachar self was 'n hardwerkende ou gewees. Hy het klip hard gewerk. Dan, hy is die een wat regverdigheid, hy is jou tipiese prokureur. Hy slinks, hy slim, hy irriteer mense want niemand kan wegkom met enigiets nie, want hy's heeltyd daar besig om ouens uit te vang en goeters. Gad het nog ons hartseer toekoms. Hy's 'n van misdade. Mense steel heeltyd by Gad. Maar hy is hard soos tande. Hy gaan heeltyd terug. Hy beklei heeltyd terug. Hy vat heeltyd terug. So hulle kry ook nie hulle word nie ontslaaf van hom nie, maar hulle het dit van hom. So dit is nie 'n lekker lewe nie. So dan Asher word hier beskryf. Hy maak goed kos. Hy is jou tipiese Jamie Oliver in vandag se tyd. So hy is die een wat seker maak dat God se mense eet lekker. Dan is daar Naphtali wat hy maak mooi kinders. Hy kry mooi kinders. Ek weet nie of die ander ouens se kinders dalk lelik is nie, maar Naphtali is nodig. Hy is nie uiteindelik te lelik lykie. So hy kry mooi kinders. Dan beskryf hulle Josef as hierdie standvastige een. Josef is die vertrou en glo in God. As jy by hom is daar voorspoed. Dit gaan goed met jy by Josef is. En dan laaste, Benjamin, hier is wel interessant geweest. Benjamin hy word beskou as iemand wat spring op geleenthede. Hy is ook 'n tawwe ou. Hy spring op geleenthede en dis vir my interessant want ek sien hom heeltyd nog deur julle as hierdie rooi wang seentjie wat almal wil beskerm. Ja, en hier ewe skielik is sy toekoms is hierdie ou wat op geleenthede spring, is 'n tawwe ou. Hy fight vir wat hy wil hê. So dis die broers. Dit is vir sy broers sê en dis hulle almal opgesom. So ek kan nie lank stil staan by elkeen nie, maar wat baie interessant is dat ons sien dat uit hierdie 12 broers kom die 12 stamme van Israel. Stamme van Israel kom uit hierdie 12 broers uit. Ons sien dit daar in begin vers 28. Dit sê all these are the 12 tribes of Israel. So wat spesifiek gaan hier aan? Hoe maak ons sin hiervan en wat is die punt? Wat is die punt hierso? So hier is die punt. Wat Jakob besig is om te sê is dat die beloftes van wat God gemaak het aan Abraham, aan Isak, aan Jakob, dis besig om te begin voete kry. Dis om te begin gebeur. Ons is besig om te begin sien dat Israel is besig om te begin vermeerder, meer te raak. Die 12 stamme sien ons uiteindelik is Israel op 'n stadium en Rigters veral sien ons hulle bestaan uit die 12 stamme. Hulle is in die beloning hierdie 12 stamme. So wat hy sê is ouens, kyk, God is besig om sy beloftes na te kom. Kyk, dis besig om uit te speel. Dis besig om te gebeur. Want ek dink vir 'n lang tyd het dit gevoel asof niks gebeur nie. Abraham kon nie eens kinders kry nie. Hy het een seun gehad mos op vir lang tyd en toe Isak en toe eers met Jakob toe staan 12 broers en in Egipte begin hulle vermeerder en Abraham het oud geraak. Dit was honderde jare gewees en dit gevoel asof dit ooit deurkom, gaan hy ooit sy beloftes hou. En dis asof Jakob sê
dis besig om te begin. Dis besig om te gebeur. Dis besig om voete te kry. En dan ook, wat ons hier sien, is dat die uitspeel van God se narratief oor hoe hy se vervul, dit kom ook nie in hierdie skoon pakkie nie. Dit is de mekaar, dit is messy, en dit speel alles uit in hierdie klein mikronarratiewe van stamme, van hierdie broers. As jy kyk na al die broers se toekoms, denk as met die vers, en daar's baie verskillende stories wat ontwikkel uit elkeen van hierdie broers en stamme uit. So die vraag is, hoe is dit dan moontlik dat God sy beloftes gaan hou met al hierdie klein mikrostorieetjies en diversiteit is? Hoe gaan hy sy beloftes vervul deur dit alles? Hier is 'n belangrike observasie wat ons moet raak sien. God se beloftes en die vervulling daarvan is nie afhanklik van die mense aan wie hierdie beloftes gaan. Ek wil weer lees, God se beloftes en die vervulling daarvan is nie afhanklik van die mense aan wie hierdie beloftes gemaak is nie. Die vervulling van God se beloftes, dit hang van homself af. Dit hang van homself af. As ek vir my dogtertjie beloof, ek gaan vir haar oor 'n maand 'n pink teddybeer koop, dan wat ook al sy doen, ek gaan nie pink teddybeer koop, want dit hang van my af om 'n pink teddybeer te koop vir haar. Al is sy dalk stout of sy wat doen, ek wil vir haar die pink teddybeer koop. Ek het dit vir haar beloof, dit hang van my af. Dit beteken daarom maak nie saak wat die omstandighede is of hoe kompleks dinge lyk nie. God hou altyd sy beloftes. Sy narratief speel altyd uit soos wat dit moet. Want dit hang van hom. Dit hang van homself af. Dit is hoekom die teks noem dat Jakob sy seuns seën, want ek het eers gekyk aan dat ek soos van hierdie is nie 'n seën nie. Dit lyk meer soos 'n vervloeking as enige iets. Maar wat Jakob is dat die narratief van die vervulling van God se beloftes stabiel en seker is, juis omdat dit in al die gemors van God se mense, hy die een is wat die beloftes vervul. So, nadat Jakob gepraat het, was die opdrag aan sy seuns om hom te begrawe in Kanaan by sy voorvaders soos Abraham. En dis interessant want dis waar dit eindig. So hoekom wil hy daar begrawe wees? Hy's nou in Egipte, dis nice in Egipte. Hy kan gebalsem, en hy kan daar in 'n piramide geberg word ergens. Terug gaan daar waar niks is omtrent nie. Hierdie was die manier hoe Jakob wys hy vertrou God se beloftes. Hy wil by sy voorvaders begrawe wees in die beloofde land wat Kanaan is. Dis waar hy wil wees. Dit is met manier hoe hy vir sy seun sê, ek glo dit. Ek glo dit. Gaan begrawe my daar asseblief. Gaan terug na die beloofde land. Toe vat my seun toe. Gaan kyk daar waar Abraham hulle begrawe is en die voorvaders en begrawe my daar ook want ek God sal sy belofte uitspeel soos wat dit moes. Soos wat dit moet. Dit vraag wat ek gehad het, ek dink dalk julle ook het is dat so het God en ons het die Bybel. So het God sy beloftes toe gehou. Is dit het dit toe uitgespeel soos wat dit moes? Het God gejok? Het die narratief uitgespeel soos wat God beloof het dit sal? So tot 'n mate ja. Israel het in Egipte al reeds 'n groot nasie geraak. Op 'n stadium groot geraak. Hulle het so groot geraak dat die Egiptenare bang geraak het vir hulle. En dis toe hulle begin slawe word het. En ons sien uiteindelik hoe God hulle hulle het uit Egipte getrek en hy het hulle identiteit begin gee as 'n mense. Hulle was groot en toe begin hy hulle identiteit gee hulle. Hy maak 'n verbond met hulle. Hy gee vir hulle die 10 gebooie. Hy het selfs vir hulle 'n tabernakel gegee. Hy het vir hulle identiteit as hulle eie volk, as hulle eie nasie begin gee. So die vermeerdering God dit en dan uiteindelik aan die einde van Deuteronomium, dan sien ons hoe God hulle uiteindelik deur baie jare en baie lank getrekkery, het hy hulle tot by die beloofde land gebring, tot by die grens van Kanaan gebring. En dan sien ons hoe Joshua hulle in die beloofde land inlei. En deur die hele boek van Josua sien ons hoe hulle moes oorlog maak en hulle moes want daar het mense gebly, hulle moes hulle basies uitskop. En ons sien uiteindelik aan die einde van Josua hulle die land gekry. En toe uiteindelik sien ons op 'n stadium dat dit het goed begin gaan in die beloofde land. Jy weet, Israel het die beloofde land gekry. Hulle is nou 'n groot nasie met identiteit gegee het. Hulle het selfs 'n koning gehad uiteindelik. Hulle het 'n koning gekry, spesifiek die koning Dawid wat uit die lyn van Juda kom, wat interessant is, né? So Juda, dit was 'n interessante profesie oor Juda, oor hierdie koninklike ou, hierdie ou met mag en krag. En ons sien hoe Dawid letterlik soos die vervulling lyk daarvan uiteindelik.
So dit lyk op die stadium, veral toe Dawid koning is, asof dis daar. Hulle het dit gemaak. Hulle is in hulle eie nasie, hulle het 'n goeie koning wat hulle lei. Hulle is sterk. God is in die midde van hulle. Fluit storie is uit. So is hierdie die klimaks. Het God daar gestop. Interessant. As mens verder aanlees deur die Ou Testament, sien mens baie vinnig, dit kan nie wees nie. Dawid het dood gegaan. Dawid self het ook gesondig. Op 'n stadium split in 'n suide koninkryk is. Die Noord-Israel, die suid was Juda gewees. Israel word uiteindelik oorgeneem deur, ek dink, Assirië. Uiteindelik val Juda ook teenoor die Babiloniërs. So die land behoort nie eens meer aan hulle, dit behoort aan ander nasies. Maar daarin moet belasting betaal vir die ander nasies. En dit lyk asof God se beloftes, dalk het hy sy beloftes vervul, maar dit was net vir tydelik en dit is nou nie meer daar nie. So, wat nou van God se beloftes? Wat van hierdie narratief van hom? Is sy beloftes vir niks? Het hy gejok? Hy het nie. Want die vermeerdering van Israel en die beloofde land van Kanaan, nie die primêre vervulling van sy beloftes nie. Dit was eintlik net 'n skaduwee. Dit was 'n stap in sy narratief gewees. Dit was nie die klimaks nie. Soos wat ons aanhou deur die Ou Testament lees, begin ons baie veral in die profetiese boeke soos Jeremia en daar's so baie profesie iewes skielik oor 'n Messias wat gaan kom uit die lyn van Juda. Wat sy mense gaan red en wat uiteindelik die ware vervulling gaan bring van hierdie beloftes. Ons sien dit oor en oor disse boeke. En interessant, toe Jesus kom, kyk wat sê hy oor homself. En kyk hoe baie klink dit soos Juda. Hy sê daar in Matteus 28 vers 19, opgegooi word ook. Hy sê, hier's wat hy sê. All authority in heaven and on earth has been given to me. Jesus hy is daai Messias. Hy is die beter Dawid wat gekom het. Hy sê basies, Jesus sê oor homself, hy's die een oor wie Jakob gepraat het toe hy met Juda gepraat het eintlik. So hier's die narratief van hoe God sy beloftes van 'n groot nasie en land vervul. Dit was nooit net vir Israel bedoel nie. Deur Jesus bring hy bring 'n hele nuwe era, 'n nuwe hoofstuk in die narratief. Waar mense vermenigvuldig, nie meer deur fisiese vrugbaarheid nie meer deur fisiese vermenigvuldiging nie. Ook dit as ons kinders, jy weet, ons moet ons kinders disipel. Maar die manier hoe hy dit nou doen is deur geloof in Jesus. Sy mense vermeerder, mense glo in Jesus. Dit is hoe mense vermeerder. So as iemand glo in Jesus, dan raak hy deel van die populasie van God se mense. Menigvuldiging sien nie 'n fisiese een nie. Dis 'n geestelike een. Soos wat mense glo en hulle harte vir Jesus gee. Dit is hoekom Jesus self sê, hy sê daar vers 28 in vers 18 tot 20 sê hy die volgende. Hy sê, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Die nuwe manier hoe God se populasies groei is deur disippels te maak. Deur van Jesus te vertel en hulle harte te oortuig en te help sien dat ons word deel van God se narratief deur geloof in Jesus. Wat ons hier moet raak sien is dat God se bevul word deur Jesus, soos wat ons glo in hom. Ons raak deel van God se narratief, soos wat Jakob Josef se kinders syne gemaak het. God maak ons syne. Hy maak ons syne wanneer ons in Jesus glo, alleen in Jesus glo. En dan almal wat in Jesus glo, beleef dan die vervulling van God se belofte van land ook. Die landbelofte staan nog vas. Wanneer Jesus terugkom, word dit vervul. Wanneer Jesus terugkom, word dit vervul. Hier in die begin van die diens, een van die liedjies of gebede het gepraat oor, ek dink Lukas het dit vir ons gelees in die musiek, oor wanneer Jesus terugkom, bring hy hierdie koninkryk terug. Hy bring hierdie beloofde land terug en almal wat in Jesus glo, volking wees van die beloofde land, van sy koninkryk wanneer hy terugkom. Dis hoekom ons uitsien vir Jesus om terug te kom, want hy bring die land waarvoor ons eintlik bestem is om in te woon en in te wees.
Hierdie is die everlasting land. Onthou, toe Jakob die belofte maak van 'n everlasting land, Kanaan is nie 'n everlasting land nie. Dit kan nie wees nie. Jesus bring die everlasting land. Dis die land waarvan Jakob gepraat het. So die groot vraag vanoggend, dis die vraag vir ons vanoggend. Glo ons in Jesus? Glo ons in Jesus? Is jy al deel van God en sy mense, wat deel is van hierdie wonderlike narratief? As wat ons uit die twee seuns van Josef kan maak is, God kies die swakkes. Hy kies die swakkes. Jy hoef nie sterk mense te wees nie. Jy hoef nie eers jouself uit te sorteer of op 'n beter plek te kom. Dink op 'n goeie plekkie, God hou nie nou van my nie. Ek moet nou my eie self in 'n brei. God kies die swakkes. Hy kies die swakkes. Ek dink wanneer ons op 'n swakste is dit juist die beste plek om te wees, want dis waar ons in 'n posisie is om net te kan oorgee, want ons het nie meer krag om onsself te moet bewys nie. Ons sien gereeld in die lewe van Jesus, en dit is so mooi as mens die evangelies lees. As jy gaan kyk net met wie Jesus Jesus doenig die hele tyd. Ons sien die hele tyd hy's tussen die swakkes, die verlamdes. Hy's heeltyd tussen die grootste van sondaars. Maar hoe gereeld glo ons te leen dat ons eers op 'n beter plek moet wees of onsself eers moet uitsorteer? Ek dink diep binne ons weet ons almal eintlik ons is net nie goed genoeg nie. Ons is net nie goed genoeg. God kies die swakkes. So as jy op jou slegste plek is in jou lewe, as jy vandag hier is en jy is net op 'n terrible plek, jy is baie dan naby om net oor te gee aan Jesus, want kyk wie kies God. 'n Ander vraag wat ek dink ons self moet afvra is ons besig om onsself te gemaklik te maak in Egipte en besig om te settle asof dit die everlasting land is? Ek is eerlik, ek dink een van ons grootste gevare is dat ons raak en ons lewe asof dit hier vandag, hierdie land, hierdie lewe, die vleispotte van Egipte is, wat God vir ons bestem het. God gee in sy groot genade vir ons klein Egipte breuke, maar dit is net 'n klip van die groter belofte, van die beter belofte, van die koninkryk van Jesus met sy wederkoms. Die klimaks van God se narratief is nie hier en nou nie, dit kom nog. So ons is nie veronderstel om hier te settle en te gemaklik te raak nie. Die hoogtepunt en finale plek vir ons is hier nie, dis as Jesus terugkom in sy koninkryk. En ek dink dit verander ons lewens heeltemal. Dit beteken ons hoef nie so obsessief te raak om ons lewens te bou nie. Dit beteken ons kan met oop hand, ons kan meer hospitable wees, meer mense innooi in ons spasie in. Ons kan meer gee vir die wat nodig het. Ons kan kerkplante finansiëel meer help, want jy besef, uiteindelik is dit nie waar ek settle nie. Ek gaan eendag settle in die koninkryk, maar hierdie is nie nou waar ek moet settle nie. Dit verander ons lewens heeltemal. Dis nie 'n doen ding nie, dis 'n hartsding. Dis 'n hartsding. As ons besef, hierdie is tydelik, die ware land is op pad. Verder herinner Jakob vir Josef van God se beloftes en die groot beloftes te vervul. Een van die grootste rolle van 'n kerkgemeenskap. En ding dis eintlik die punt, is ons moet mekaar heeltyd herinner van God se beloftes en dat ons deel is van sy groot narratief in Jesus. Ons word so vasgevang in ek dink in ons alledaagse mikrostories. Ons weet nie eens wat vanmiddag gaan gebeur. Ons weet ons moet middagete eet goeders, maar jy weet nie of jou kos lekker geproe nie. Ons kan nie sien, ons weet nie wat gaan gebeur nie. Ons word so vasgevang in ons klein mikronarratiewe en ons verloor perspektief en ons stres, ons raak depressief, ons sukkel. Ek het op 'n stadium my studies onthou, ek het so depressief geraak, ek het so vasgevang gevoel en ek het heeltemal perspektief verloor. Ons moet mekaar herinner dat God het hierdie groot narratief is. En ek dink dis hoekom Sondag samekoms so belangrik is. Dit is nie 'n religious ding wat ons kom want ons is goeie mense nie. Ons is eintlik hier om mekaar te herinner aan die evangelie, aan hierdie groter narratief van die evangelie. Dis hoekom ons kerk toe kom, want dit gee vir ons krag soos wat ons die week aangaan. Dis hoekom ons gesinsgroep, ons klein groepe so belangrik is, want ons moet mekaar aanhoudend aanspoor en herinner aan God se groot storie en sy narratief. Anders gaan ons perspektief verloor. Uiteindelik vriende, ons het nodig om sin te maak van ons alledaagse diverse messy lewens, dat dit uiteindelik pas in God se groter storie. Daar is gereeld tye in ons lewens waar dinge gebeur wat ons nie verstaan nie. Ons stres, ons is bekommerd, 'n familielid dalk gaan deur 'n verskriklike tyd en mens weet nie wat God mee besig is nie. Die wonderlike ding is,
God, hy is nie besig om ons te micromanage nie, maar hy het hierdie groot narratief, wat sal uitspeel soos wat dit moet beloftes vervul. Dit gee mens hoop, dit help mense in die situasies van ons lewens. As dinge moeilik is, kan ons opkyk en besef, hierdie is nie dit nie, dis nie die einde nie. Daar's 'n groter narratief waar mee is in ons lewens. So met hierdie klein mikro-onsekere narratiewe kan ons hoop hê. Ons kan hoop hê. As jy vanoggend besef dat jy nog nie in 'n persoonlike verhouding met Jesus getree het nie, ek wil jou regtig graag aanmoedig om dit te doen. Ondersoek jou hart. Net om dit as kerk te kom beteken nie ons is noodwendig Christene nie. Ondersoek jou hart. Het jy 'n persoonlike geloofsverhouding met Jesus Christus? Want Jesus nooi almal uit om in hom te glo. Hy het gekom vir ons almal. As jy vanoggend jou hart vir Jesus wil gee, as jy op 'n plek is jy weet nie hoe nie, wees, ek gaan hierso staan, as ons klaar is met alles, asseblief kom bid. Ek het nie noodwendig al die antwoorde nie, maar ek sal graag saam met jou wil bid vanoggend. So kom gerus vorentoe, of as daar iets anders is, as jy familielid het wat jy voel sukkel of enigiets. Ek dink my vrou gaan dit moontlik maak, dit hang af waar ons dogtertjie is, maar hulle sou wees en graag saam met julle wil bid. So kom gebid, ek sal hier wees na die tyd. Okay, kom ons bid saam. Vader, dankie dat U goed en groot is. U is 'n almagtige God deur alles, deur al die mikronarratiewe van die lewe. Net in beheer is, Here, en het hierdie groot narratief waar U beloftes vervul. Here, help ons om nie perspektief te verloor nie. Help ons om sien na die komende koninkryk wat Jesus terugbring, net soos wat Jesus opgevaar het, kom hy weer terug. Here, help ons om disippels te maak en help ons om mekaar aan te spoor in die geloof. Here Jesus, help ons om nie te gemaklik te raak hier op aarde asof dit die primêre klimaks van U narratief en beloftes is nie, Here. Dankie tog vir die breuke wat U vir ons gee. Dis groot genade, Here. Maar ek vra dat U vir ons help om vas aan U groter beloftes. Here, help ons om buite onsself te lewe, uit onsself te lewe, nie selfsugtig te wees nie, maar om ander te help en te wys dat hulle ook deel van U storie kan wees, Here. Ja, ek weet wat kom, dat hierdie woord van U in ons harte sal weer klink en mag dit ons harte help en aanmoedig. Bid dit in Jesus se naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.